Storieman. Omnibus 5, CD 2. My naam is Storieman. Ek is 'n kabouter met 'n rooi broek, groen baadjie en wit pluim in my hoed. Op hierdie CD is daar allerlei mooi stories en rympies uit my storiekas. Lekker lees en lekker luister. Die tonteldoos. Op 'n goeie dag het 'n soldaat wat in die oorlog was met die groot pad huis toe gestap. Terwyl hy 'n vrolike deuntjie fluit, sien hy skielik 'n ou vrou onder 'n groot eikeboom sit. Luister, seun, Roep sy uit. ek kan jou ryker maak as wat jy ooit kon droom. Die soldaat hou op met fluit toe hy die ou vrou sien. Sy is so lelik dat sy sweerlik 'n heks moet wees. Ja, sê hy. Sê my hoe ek so ryk kan word. Die ou heks klop aan die eikeboom. Hierdie eikeboom is hol, Sê sy. Ek is nou al te oud en te styf om daarin af te klim, maar as ek 'n tou om jou lyf vasmaak, kan ek jou in die geheime kamer laat afsak. Daar sal jy 3 deure kry. Agter die eerste deur staan 'n trommel vol kopermunte. Dit word bewaak deur 'n groot hond wat op die deksel sit. Moenie bang wees nie. Gooi maar net my voorskoot op die vloer oop en sit die hond daarop neer. Koper sal my nie ryk maak nie, sê die soldaat. Wat lê agter die tweede deur? Agter die tweede deur staan 'n trommel vol silwermunte. Dit word bewaak deur 'n nog groter hond wat op die deksel sit, maar moenie bang wees nie. Tel die hond af en sit hom op my voorskot neer, dan kan jy soveel van die silwer vat as wat jy wil. En die derde deur? Agter die derde deur staan 'n trommel vol goue munte. Dit word bewaak deur 'n derde hond. Dis die een wat ek wil hê, roep die soldaat uit. Maak die tou om sy middel vas en spring op die boom se laagste tak. Jy wil seker hê ek moet die skat met jou deel hou, Tannie? Nee, my seun, jy kan dit alles hou, Sê die heks. Al wat ek wil hê is my tonteldoos. Ek het dit daar vergeet toe ek laas daaronder was. Hier, onthou om my voorskot saam te neem, anders byt die honde jou. En sit elke hond op sy trommel terug. Sy laat die soldaat deur die donkerte van die holboom afsak. Al laer en laer deur die donker aarde. Skielik raak sy voet aan die grond en die lig van 100 lampe skyn in sy oë. Toe sien hy dat hy in 'n groot saal met 3 deure is. Stadig maak hy die eerste deur oop. En daar, nes die heks gesê het, staan 'n trommel. Wel, roep die soldaat uit. Sy het my van jou vertel, maar sy het nie gesê jy sal oë so groot soos pierings hê nie. Versigtig sit hy die hond op die heks se voorskoot neer. Die hond lek sy gesig en knip sy groot oë. Toe hy sien dat die trommel vol kopermunte is, sit die soldaat die hond weer op die deksel neer. Hy brand om by die tweede deur te kom. Agter daardie deur staan nog 'n trommel en op die deksel sit 'n hond met oë so groot soos borde. Die heks het niks van jou oë gesê nie, hyg die soldaat terwyl hy sukkel om die hond op die voorskoot neer te sit. Toe hy sien dat die trommel vol silwermunte is, tel hy die hond met moeite op en sit dit weer op die deksel. Toe stap hy haastig na die derde deur. Agter die deur staan nog 'n trommel. En hoewel die soldaat nou al 2 besonder eienaardige honde gesien het, hyg hy na asem. So, die heks het my nie gesê jy het oë so groot soos wiele nie. Die soldaat is bang vir die enorme dier, maar hy skraap sy moed bymekaar, sleep dit van die deksel af en kry dit hygend en swoegend op die voorskoot. En toe hy die deksel oplig, daar lê die goud waarvoor hy soek. Hy prop goue munte in sy sakke totdat hy skaars kan beweeg.
Dit is net met die uiterste kraginspanning dat hy die reuse hond weer op die deksel gelig kry. Al sy sakke is propvol goud. Toe hy die heks se tonteldoos opspoor, moet hy dit onder sy hoed sit. Stadig trek die ou heks hom in die hol eikeboom op. Toe sy voete weer aan die pad daar buite raak, beveel sy hom om die tonteldoos te oorhandig. Waarom is dit vir jou meer werd as 'n koffer vol goud? Vra die soldaat. Sê my waarom, anders hou ek dit vir myself. Nee, jy sal nie. Jy sal nie! Gil die ou heks en word so pers van woede dat sy Ontplof, en soos 'n klomp herfsblare wegwaai. Toe die soldaat in die stad kom, het hy die heks en haar lawwe tonteldoos al omtrent heeltemal vergeet. Al wat hy nou wil doen, is om sy goud te begin bestee. Hy is nou skielik die rykste man in die stad. Hy kan enigiets koop. Huise, klere, perde, kos. Hy hou elke dag party en gee geld weg aan almal wat dit nodig het. Maar daar is een ding wat hy nie kan koop nie. Hy kan die koning se pragtige dogter nie te sien kry nie. Enkele jare tevore het 'n fortuinvertelster voorspel dat sy eendag met 'n gewone soldaat sou trou, en van toe af word niemand toegelaat om haar te aanskou nie. Nee, 'n gewone soldaat, het die koning uitgeroep. Sy kan liewer glad nie trou nie. En met die woorde het hy haar in die paleis laat toesluit. 'n gewone soldaat, gil die koningin, selfs nou nog. Soldate is so vuil en rof, en kyk hoe gooi hulle geld rond. Onthou jy daai ryk soldaat wat met sakke vol goud hier gekom het? Dis nou 'n jaar later en hy het nie 'n stuiwer oor nie. Dis waar. Die soldaat het sy laaste oortjie uitgegee. Hy woon in 'n solderkamertjie met te min geld om 'n enkele kers te koop. Een donker nag lê in bibbery in die koue kamer, toe hy skielik die heks se ou tonteldoos onthou. Daarmee kan hy 'n paar strooihalms aan die brand steek om darm sy hande te verwarm. Ja, die tonteldoos is nog altyd in sy ou soldatebaadjie se sak. Toe hy vuur slaan, spat vonke in alle rigtings. En daar voor hom staan die hond met oë so groot soos pierings. "Naand, ou maat," sê die soldaat. "Ek het my neus vir jou trommel vol kopermunte opgetrek, maar nou wens ek het net 1 stuiwer gehad om vir myself 'n kers te koop." Die hond lek sy gesig en spring daar weg. 'n Paar minute later kom hy terug en bring die trommel vol kopermunte saam. Toe die soldaat die tonteldoos weer slaan, verskyn die tweede hond, die een met oë so groot soos borde. Gou gaan hy die koffer vol silwer haal. Weer slaan die soldaat vuur uit die tonteldoos. Die derde hond verskyn onmiddellik. Dit is so groot dat dit nie in die solder kan kom nie. Dit sit buite in die straat en tuur met oë so groot soos wawiele by die venster in. "Julle drie het my weer ryk gemaak," sê die soldaat. "Kan julle my ook gelukkig maak? Ek wil so graag die pragtige prinses sien." Die grootste hond verdwyn onmiddellik. Toe dit terugkeer, dra dit die prinses op sy rug. Sy is vas aan die slaap. "Sy is nog mooier as wat ek kon droom," sug die soldaat, en soen haar teer. Toe dra die hond haar na die paleis terug. "Ek het gisteraand 'n wonderlike droom gehad," sê die prinses die volgende môre vir die koning en koningin. "'n enorme hond het my kom haal, en toe het 'n soldaat my gesoen." "'n soldaat?" roep die koning uit. "'n soldaat?" gil die koningin. "Ek hoop dit was 'n droom." Maar net in geval dit nie was nie, neem die koningin 'n beursie van sy, gooi dit vol fyn meel en maak 'n gaatjie onderin. Toe bind sy dit heimlik aan die prinses se nagrok vas. Toe die hond die prinses daardie aand weer kom haal, merk hy nie dat klein bietjies meelblom uit die sybeursie sypel terwyl hy deur die stad hardloop nie. En die volgende oggend is dit vir die koning en koningin maklik om die wit spoor te volg, reguit na die soldaat se solderkamertjie. "Geen gewone mens durf my dogter aanskou en leef nie," sê die koning. "Môreoggend sterf jy." En die soldaat word in die tronk gegooi. Om dagbreek die volgende oggend drom 'n reuse skare buite die tronk saam om te sien hoe die soldaat opgehang word.
Toe die laksman die lus om die soldaat se nek wil sit, kyk hy na die koning. Mag ek nog 'n pypie rook voor ek sterf? Vra hy. Toe die koning instem, haal die soldaat sy tonteltoes uit en slaan 4 daaruit. 1, 2, 3 keer. Red my getroue honde, red my! Almal tree verstom agteruit toe die 3 vreemde honde aangehardloop kom. Die een se oë is so groot soos spierings, die tweede se oë is so groot soos bare, die derde se oë is so groot soos wiele. Al 3 storm op die koning en koningin af en gooi hulle hoog in die lug. Hulle vlieg so hoog dat hulle glad nie weer afkom nie. Toe vra die skare die soldaat om hulle nuwe koning te word en met die prinses te trou. Die fortuinvertelster het gesê die prinses gaan met 'n gewone soldaat trou, en sy sal ook, antwoord hy. Toe nooi hy almal na 'n banket uit, waar die towerhonde die eregaste is. En toe die honde die feesmaal voor hulle sien, rek hulle oë nog groter. Wikus de Goede. Wikus de Goede was te goed om waar te wees. Hy het nooit 'n lawaai gemaak nie. Hy het ou dames oor die straat gehelp. Hy het pruimsap gedrink omdat dit vir hom goed is en 2 keer 'n dag gewas. Sy slaapkamer was altyd netjies. En op skool het sy juffrouens gedink hy is wonderlik. Wikus is darm 'n engeltjie, né? Sê sy ma altyd. En die ander seun se ma's antwoord. Ja, 'n engeltjie. Maar heimlik dink hulle, wat 'n pyn in die nek. Toe kry Wikus eendag werklik 'n pyn. Dit is nie in sy nek nie. Dit is 'n bietjie verder onder toe. Dis nie juis baie seer nie, maar dit juk taamlik kwaai. En hy kan nie daarby kom om dit te krap nie. Toe hy daardie aand gaan slaap, en soos gewoonlik sy pyjamas aantrek, sien hy sy skouers in die spieël. Daar is 2 groot rooi knoppe. Daardie aand moet hy op sy maag slaap. En die volgende oggend pas sy pyjamabaadjie hom nie. Hy kyk weer in die spieël. En daar is hulle. 2 klein vlekkies. Het is nog nie al nie. Toe hy sy tande borsel, en soos alle soetkinders, borsel hy op en af, nie dwars nie, verskyn daar 'n ligkrans bo sy kop. Wikus is besig om in 'n engel te verander. Arme Wikus. Hy kan skaars sy trui oor sy vlerke aankry. En die ligkrans gee hom 'n hoofpyn. Ek wil nie 'n engel wees nie, dink hy. Hoe sal ek lyk as ek in 'n wit jurk rondsweef? Die mense hou al klaar nie van my nie. As ek regtig 'n engeltjie is, sal hulle my verpes. Wikus trek sy parka aan om die vlerke te bedek en trek die kap oor sy kop, sodat die ligkrans onsigbaar is. Maar toe hy al sy huiswerk inlewer, stiptelik soos altyd, voel hy hoe sy vlerke langer word. Daar is maar een manier om te voorkom dat hy 'n engel word. Hy moet iets baie stout doen. Hoe stouter, hoe beter. Trek gerus jou baadjie uit, Wikus, sê die juffrou en glimlag liefies met haar gunsteling leerling. Wikus kug sinieagtig. Nee, sê hy. Sy juffrou kan skaars haar ore glo. Wikus, sê sy ferm. Trek jou baadjie uit. Sal nie, gaan nie. Jy kan my nie dwing nie, jou lawwe ou ding, skree en trek 'n gesig. Dadelik begin hy 'n klein bietjie verveer. 2 van die vere val uit sy vlerke. Wikus! Wikus trek sy parke styf op sy skouers, jaag by die skool uit en storm in die straat af. By die brandweerstasie gaan hy staan en teken 'n lelike prentjie van die juffrou op die muur. Toe skryf hy daarby: Weg met onnies, weg met die skool. Toe hy wegstap, lê daar 'n hele stapel vere op die sypaadjie. Maar hy haat dit. Om stout te wees is vir 'n engeltjie soos Wikus baie harde werk. In die supermark ruk hy die heel onderste blikkie gebakte boontjies uit die stapel, sodat alles kletterend neerstort. Hy skakel die vrieskas af
en laat die hoenders ontdooi. Hy jaag met 'n waantjie deur die papierhanddoeke en dubbelpak toiletrolle reën op die winkel se klante neer. Wat? So 'n klein duiwel? Skree die bestuurder en gooi sy hande in die lug. Wikus voel aan sy ligkrans. Dit het taamlik gekwyn, hoewel daar nog 'n warm koel teen sy agterkop is. Maar die krans verdwyn heeltemal na Wikus die eende op die dam met 'n paar klippies bestook het. Daarna blaas hy 'n paar motor se bande af, speel tok-tokkie en steel lekker goed van 'n baba. Hy begin dit nou byna geniet. Af en toe gee 'n duiwelse laggie. En sy engelvere val soos sneeu. Jou klein duiwel! Skree 'n man wie se ruit hy gebreek het, maar Wikus hardloop weg. Op die hoek gaan hy verby die Heilsleer-orkes en in die verbygaan steel hy 'n kollektebusie. By die huis spring hy met sy skoene en al op die bed, tot een van die pote breek. Hy pak al sy speelgoed uit en pak niks terug nie. "Maak vir my kos, ma," hy sê. "Nou dadelik." "Het jy jou hande gewas, skat?" vra sy ma. "Nee, en ek gaan ook nooit weer nie." Wikus! Skree sy pa. Wat makkeer die seunmoeder? Is hy siek? En waarlik, Wikus voel glad nie gesond nie. Hy het 'n aaklige hoofpyn. Wel, dit kan nie my ligkrans wees nie, dink hy. Ek het vandag nog nie 'n enkele soet ding gedoen nie. Hy hardloop na die badkamerspieël om te kyk. Net waar sy hare begin, is daar 2 rooi knoppies. Sy oë is 'n ander kleur en daar is 'n nuwe pyn op sy sitvlak. Wikus verstaan eers die volgende oggend wat met hom aangaan. Hy het nou 'n mooi paar horings en 'n spitstert hang tot by sy knieë. Wikus is 'n duiwel. Arme Wikus. Nou moet hy weer van voor af begin soet wees. Hy sê vir sy ma, hy is jammer. Hy gee die kollektebusie vir die Heilsleer terug. Hy gaan skrob die brandweerstasie se muur af. Hy vra sy juffrou om verskoning. "Ek was gister nie normaal nie," sê hy. En toe sy hom vra waarom hy 'n verband om sy kop dra, lieg hy. "Ek het my kop gestamp." En dadelik voel hy sy stert 'n bietjie groei. Wikus moet 3 dae lank stroop soet wees, voor die stert en die horings verdwyn. Toe sug hy van verligting en beloof homself dat hy nooit weer regtig stout gaan wees nie. Maar net in geval die vlerke of die ligkrans weer terugkom, maak hy altyd seker dat hy sy tande dwarsborsel en nie op en af, soos almal sê hy moet nie. Die tweebeenvlieg van Koekenaap. My liewe peetoom Adrian, geword toe mos 'n sirkusman. Die skare sit hulle in vergaap aan die tweebeenvlieg van Koekenaap. Aand vir aand kom wys hy weer hoe hy die swaartekrag trotseer. 'n Draad wat in die ligte flits help oompie om te vlieg soos blits. 1000 oë bly op hom. Die reuse skare sit verstom. Hy duik, hy draai, hy swink, hy swaai, hy stryk neer en die mense kraai. Een aand gebeur 'n nare ding. Sy lewensdraad het losgespring. Oom Adrian val soos 'n klip en tref die grond dat hy so wip. In plaas van deur die lug te dartel, lê hy nou op sy rug en spartel. Een gons het hy wel nog laat hoor, maar toe was sy vertoning oor. Die keiser se nuwe klere. Ons moet die keiser sê, roep die minister van Geldsake uit. Daar is geen geld in die land se skatkis oor nie. Die keiser het dit alles aan klere bestee. Maar die soldaat wat by die keiser se slaapkamer deur waghou, wil die minister nie laat inkom nie. Ek is jammer, edele, maar die keiser is weer by sy klerekas. Hy soek iets om te dra. Ek kan nie ingaan nie. Op daardie oomblik bars die deur oop en die keiser stap uit met die eerste minister agter hom.
Ek sê jou, ek kan vandag niemand spreek nie. Ek het nie 'n steek klere om te dra nie. Minister, ek is bly om jou te sien. Verhoog die belastings met nog 10%. Ek moet 'n nuwe pak klere hê. Maar u het klaar so baie klere, u majesteit, sê die minister. En ek kan die belastings nie weer verhoog nie. Die mense het eenvoudig nie meer geld nie. Dit trek my nie, sê die keiser. Ek wil nog een hê. Ek is die keiser, ek kan kry wat ek wil. Hierteen kan die minister niks sê nie. Toe 2 vreemdelinge dus daardie dag by die paleispoort opdaag en sê dat hulle sneiers is, word hulle toegelaat om die keiser te spreek. U majesteit, sê hulle, ons maak die mooiste klere. Ons gebruik die pragtigste, mees delikate weefstof in die hele wêreld. Waar is hierdie stof? Eis die keiser. Ek wil dit dadelik sien. Ons het dit nog nie geweef nie, sê een van die sneiers. As u die materiale kan verskaf, soos 'n weefgetou in 'n groot lugtige kamer, spring ons sommer dadelik aan die werk. Al wat ons bydra is die vernuf en natuurlik die toorkuns. Toorkuns? Toorkuns? Watter toorkuns? Vra die opgewonde keiser. Geen domkop, geen mens wat sy werk sleg doen, niemand wat al plek in die keiserlike hof onwaardig is, sal die kleed wat ons weef kan sien nie. Werklik, roep die keiser uit. Merkwaardig, wonderlik, begin dadelik. Ek sal die klere môre in die groot optog deur die stad dra. Minister, gee hierdie manne alles wat hulle nodig het. Die sneiers word na 'n groot gerieflike kamer in die paleis gebring en daar gelaat om op die groot weefgetou te begin werk. Maar in plaas van werk, gaan hulle gerieflik in die keiser se diep gemakstoele sit, met hul voete op voetstofies. En toe die stowwe gebring word, sy en sy bokhaar en parels en goudkleed, steek hulle die goed weg. Die keiser sit in sy troonkamer en droom van die wonderlike klere wat onder in die paleis geweef word. Skielik glimlag hy. Ek sal van die kans gebruik maak om te kyk of enige van my dienaars dom of ongeskik of onwaardig is. En hy laat die minister van Geldsake kom. Gaan vra hoe vorder dit, dan kom vertel jy my hoe dit lyk. Dit is natuurlik moontlik dat jy glad niks sal sien nie. Die minister stap na die weefkamer. Een van die sneiers laat hom binnekom. Kom in, minister, kom in. Soos jy kan sien, is dit byna klaar. In die middel van die kamer staan die groot weefgetou. Dit is dol leeg. Die minister staar daarna. Wat? Dink hy, is ek dom of ongeskik vir my werk? Of onwaardig om in die hof te wees? Ek sien niks. Hoe akelig. Baie mooi, pragtig, mompel hy. Oulike patroon. Ek kan sien u het uitmuntende smaak, sê een van die sneiers. Sê vir die keiser sy klere sal môreoggend vroeg gereed wees, maar ons het nog 'n goudkleed nodig. Die minister stap na die keiser terug. Hy bewe so dat hy byna huil. Nou ja, hoe lyk dit? Voortreffelik, my heer, ek het nog nooit so iets gesien nie. Die keiser vryf sy hande toe hy aan sy pragtige nuwe klere dink. Hy wens homself geluk dat hy so 'n slim minister aangestel het. Mooi. Stuur nou die aartsbiskop op te gaan kyk. Die aartsbiskop stap na die weefkamer om die towerkleed op die weefgetou te ondersoek. Na hom kom die eerste minister en toe die opperbevelhebber van die weermag. Almal staar na die leë weefgetou. Hoe akelig, dink hulle, dat hulle glad niks daar sien. Is ek dom? Dink die aartsbiskop. Is ek ongeskik vir my werk? Dink die eerste minister. Is ek onwaardig om hoof van die weermag te wees? Dink die opperbevelhebber. En om hul verwarring te verberg, gooi hulle almal hul hande in die lug op en bewonder die nuwe kleed. Ek hou so baie van die borduursel, sê die aartsbiskop. Wat 'n ongewone klere, sê die eerste minister. Uitmuntend, magnifiek, sê die opperbevelhebber.
Toe stap hulle almal plegtig boontoe om die keiser te gaan vertel wat 'n pragtige kleed vir hom gewee word. En kort daarna gaan die keiser ondertoe om sy nuwe klere aan te pas. Maar toe hy by die kamer inkom, word hy skielik deur vrees oormeester. Goeie genigtig, ek sien geen klere nie. Is ek dommer as al my ministers saam? Is ek onwaardig om keiser te wees? Niemand moet weet dat die towerkleed vir my onsigbaar is nie. Wat dink jy daarvan, U Majesteit? Vra die sneiers terwyl hulle maatbande ooprol. Uitmuntend, pragtig, stamel die keiser. Toe maak die twee skelms asof hulle hom meet. Hulle laat hom sy klere uittrek en hang kastig die los kleed om hom. Keiserlik staan hy voor die spieël om homself te bewonder. Wel, hulle reken ek het klere aan, dink hy. Dan het ek, seker? Voel net hoe saag, sê die een sneier. Pragtige voering, U Majesteit, sê die ander. Ons gaan die hele nag deurwerk om te sorg dat dit volmaak pas. Maar daardie nag doen die sneiers natuurlik hoegenaamd niks. Hulle slaap maar net. Die volgende oggend stap die keiser na die kamer om sy nuwe klere aan te trek. Terwyl sy hoewelinge staan en klap, laat hy die skelmsneiers toe om die onsigbare klere aan sy lyf te hang. U lyk magnifiek, sê die minister, wat nie graag sy werk wil verloor nie. Elegant, indrukwekkend, sê die aartsbiskop. Die volk sal dit opeet, sê die eerste minister. Die gespes is pragtig, sê die opperbevelhebber. Die berig van die keiser se nuwe wonderlike klere het gou deur die hele stad getrek. Skares drom reeds voor die paleis saam en al langs die strate wag mense wat die keiser in al sy heerlikheid wil aanskou. Kinders met vlaggies in hul hande sit op hul pa se skouers. Almal het na die keiser se nuwe klere kom kyk. Stadig, statig, plegtig beweeg die keiser se optog deur die strate. Voor hom loop 'n man wat die keiserlike banier dra en 'n groep trompetspelers volg. Almal weet nou al dat niemand wat dom is of ongeskik is vir sy werk of onwaardig die klere kan sien nie. En natuurlik wil niemand sulke dinge wees nie. Hoera! Hoera! Skree die skare. Maar daar is baie ongelukkige gesigte. Baie mense wat besef dat hulle seker dommer en onwaardiger is as ander. Jy sien hulle, né? Maar natuurlik sien ek hulle. Dink jy ek is dom? In die paleis het die twee skelmsneiers intussen die kosbare stowwe in hul saalsakke gepak en op hul vinnige perde by die stad uitgejaag. Die keiser stap voort. Hy buig na links en dan na regs. Maar hy wens die towerkleed is nie so heerlik lig nie. Hy kry braak koud. En hy wens die towerlaarse is nie so wonderbaarlik dun nie. Die kei aan die straat maak sy voete seer. Kyk, sê 'n pa vir sy seentjie. Die keiser kom. Watter een is hy, pappa? Die een in die pragtige klere. Maar hy dra dan niks, pappa. Kyk, hy bewe van die koue. Waarom dra hy nie klere nie? Die mense naby hulle staar na die seentjie. Ek jammer, hy is te jonk om beter te weet. Maak die kind se pa verskoning. Wat jy bedoel is dat hy te jonk is om die bos gelei te word, sê sy ma. Die keiser is poedelnakend. Iemand het 'n gek van die keiser gemaak en van ons. Een vir een besef die mense in die skare dat hul bure die klere net so min kan sien as hulle self. Kan jy hulle sien? Natuurlik nie. Dink jy ek is dom? Die keiser is poedelnakend, skree hulle. Die keiser het glad nie klere aan nie. Die keiser bloos van verleentheid. Die skelmsneiers het hom om die bos gelei en hier paradeer hy voor al sy mense sonder 'n steek klere aan sy lyf. Die arme keiser swaai om en vlug na sy paleis terug. En nooit weer het hy geld op nuwe klere verkwis nie. 11 wilde swane.
Aanvanklik was niemand gelukkiger as die prinses en haar 11 broers nie. Hul moeder en vader was baie lief vir hulle. Maar toe sterf die koningin en die koning trou weer. Sy tweede vrou was 'n beeldskode maar bose towenares wat die 12 kinders gehaat het. Sy het al hulle speelgoed verkoop en as sy kon, sou sy die kinders ook verkoop het. Tog was die kinders gelukkig, want hulle had mekaar. Die prinse het goeie, vriendelike seuns geword en die prinses by die dag mooier. Die nuwe koningin was baie jaloers. Sy kon dit nie verdra om sulke mooi, goeie kinders naby haar te hê nie. Een oggend vroeg wek sy die 11 prinse en lei hulle na die doubedekte tuin. Toe raak sy om die beurt aan elke seun se wang. Word 'n swart kraai, sê sy telkens, en vlieg vir ewig weg. Maar die bose koningin se towermagte is deur die seun se goedheid verswak. Sy kon hulle nie in lelike swart kraaie verander nie, toe word hulle wit swane. Vlieg nou, gil sy woedend. Mag die jagters julle kry. En so vlieg hulle byna geluidloos weg, want geen swaan het 'n stem nie. Daarna gaan maak die slegte vrou die jong prinsesie wakker. Dis tyd om op te staan, sê sy. Jou bad is gereed. Maar toe die prinses in die bad lê, gooi die koningin 'n donkerbruin kleurstof in die water. Die prinses se wit vel en goue hare word so bruin soos hout. Toe die koning later in die oggend ontdek dat sy seuns weg is hy siek van bekommernis. Toe sê die koningin, ek dink die sigeners het hulle gesteel. Jy moet alle sigeners uit jou koninkryk verban. So gesê, so gedaan. 'n Koninklike dekreet wat alle sigeners uit die koninkryk verjaag word onmiddellik uitgevaardig. En toe die koning 'n meisie met 'n blas vel en donker hare in sy eie gang gewaar, jaag hy haar uit die huis. Sy eie dogter stap treurig weg. Buite die paleispoort droog die prinsesie haar trane af. Ek moet my arme broers vind. Wat kon my stiefma met hulle aangevang het? Daarlang stap sy op die stowwerige paaie en vra almal wat sy ontmoet of hulle 11 prinse gesien het. Eindelik kom sy by die see. Daar was sy haar in die branding en die bruin kleurstof op haar vel en hare borrel in die sand weg. Byna onmiddellik hoor sy die swaar slag van swanevlerke. 11 wit swane vlieg bo oor haar. Die prinsesie versteek haar agter die duine en sien hoe die groot wit voëls op die strand neerstryk. Tot haar verbasing dra elke swaan 'n goue kroontjie. En toe die son agter die horison wegsak en die sterre verskyn, skud elke swaan sy vere af. En daar staan haar 11 broers. Die prinsesie kom agter die duine uit en hardloop na hulle. Is dit julle? Is dit werklik julle? Dol van vreugde kom die prinse om haar staan. Ag, my sussie, dank die Here die bose koningin het jou toe tog nie vernietig nie. Een vir een soen sy haar broers. Kom ons gaan huis toe. Die swaneprinse kyk na mekaar. Ons kan nie, sussie. Ons neem net snags ons menslike vorms aan. Bedags moet ons weer swane wees. En dan moet ons vir die jagters vlug. Oor kan die see is 'n pragtige land waar die riviere vol vis is vir ons om te eet. Ons kom maar net elke nag terug om jou te soek. Neem my dan saam met julle, sê die prinses. Voor dagbreek maak die 11 prinse vir hul suster 'n hangmat van 'n ou visnet wat iemand op die strand laat lê het. Toe die son se eerste strale op die see vonkel, verskrompel hulle liggame en weer verander hulle in swane. Die prinses klim in die net en die swane tel dit in hul snavels op. So begin die lang reis oor die see. Omdat hulle die prinses moet dra, vlieg die swane maar stadig. En toe die aand daal is hulle nog baie ver van die land. Enige oomblik kan hulle weer in mense verander en dan sal hulle val.
Ver onder hulle verrys 'n swart rots, skaars so groot soos 'n tafel uit die duinende see. 11 swane duik onder toe en juis toe hulle neerstryk, verdwyn hulle vere. Daardie hele nag klou die broers en die susters styf aan mekaar vas, sodat die branders hulle nie van die rots afspoel nie. Die volgende oggend vlieg die swaanprinse na hulle nuwe tuiste. Hulle sit die prinses buite 'n warm grot neer en sy streel hulle koppe waar hulle vermoeid op die sand lê. Elke dag gaan die swane kos soek. Soms kom hulle bewend huis toe. Vandag het die hertog wat hierdie land regeer my byna doodgeskiet. Kyk, sy pyl het my nekskrams getref. Dan bewe die prinsesie ook. Sy wens sy kan haar broers uit hul vreeslike halflewe verlos. Toe die prinses op 'n dag na die naburige stad stap, gaan sy verby 'n eeueoue kerkhof. Daar ontmoet sy 'n wyse ou vrou. Aan die vertel sy haar verhaal. Help my toe, smeek sy. Vroeër of later sal my broers almal deur jagters doodgeskiet word. Die ou vrou kyk die prinsesie forsend aan. Toe glimlag sy bedroef. Toe maar kind, daar is 'n manier om jou broers te red. Maar jy sal baie dapper moet wees. Ek sal enigiets doen. Luister dan mooi. Met jou kaal hande moet jy brandnetels in die ou kerkhof gaan pluk. Dan moet jy die netels met jou kaal voete stamp. En uit die vlas wat jy verkry, moet jy 11 hemde weef. As al 11 klaar is, geen oomblik vroeër nie, kan jy hulle aan jou broers gee. Dan sal hulle weer mense word. Maar van die oomblik wanneer jy die eerste brandnetel pluk, tot jou laaste broer sy hemp aantrek, moet jy geen woord sê nie. As jy 'n enkele woord praat, sal al jou broers sterf. Dadelik hardloop die prinses na die kerkhof. Sy pluk handevol brandnetels. Binnekort is haar arme handjies seer en vol blase, maar sy kyk nie eens na haar hande nie. Sy neem die netels terug na die grot en trap hulle met haar kaal voete. Toe die swane daardie aand huis toe kom, is sy reeds besig om die stof te weef. Haar broers sien wat sy probeer doen en hulle ween van aandoening. Hul trane val op haar seer hande en verlig die pyn. Dag na dag pluk sy nog brandnetels, trap hulle, weef hulle en spin 'n kleed daarvan. Toe op 'n dag, toe haar taak byna klaar is, sien die hertog haar pragtige gesig in die kerkhof waar sy netels versamel. Wie is jy, meisie? Vra hy. Neem die boetel brandnetels by haar en laat dit val toe dit ontbrand. Sy wens sy kan hom alles vertel, maar sy durf nie praat nie. Kom saam na my paleis, sê hy. My lyfarts sal jou wonde verpleeg. Daarna sal ek jou in fluweel klee. Die hertog stap tot by die grot saam met die prinses. Antwoord tog asseblief my vrae, pleit hy. En toe sy niks sê nie, word hy ongeduldig. Al is jy stom, die hemel weet ek sal jou saam met my neem. Die prinses het net genoeg tyd om die 10 hemde wat sy reeds geweef het op te raap, as ook die 11de wat byna klaar is, voor die hertog haar op sy perd lig en na die paleis ry. Haar wye oë smeek om haar los te laat, maar hoe meer hy na haar beeldskone gesig kyk, hoe meer wil hy haar hê. Hy neem haar na 'n deftige kamer, sluit die deur en laat sy lyfarts kom. Sy stom en haar hande en voete is verbrand. Kan sy genees word? Miskien, sê die dokter. Neem my na haar, ek kan haar ten minste salf gee om die pyn te stil. Maar toe die 2 mans by die trap opstap, hoor hulle 'n venster kletter. Die prinses ontsnap. Ek moet die hemde klaarmaak,
dink sy toe sy vlug. Ek moet die 11de hemp voltooi. Die hertog en die dokter volg die prinses na die kerkhof. Daar sien hulle hoe sy netels pluk. Sy's 'n heks, sis die dokter. Sy pluk hulle vir haar toverdranke en spreuke. 'n Heks! Hekse kry die doodstraf. Soldate sleep die prinses tronk toe. Die hertog smeek haar om te verduidelik. Jy sal môre lewend verbrand word en sê jy ons sê waarom jy in die kerkhof netels gepluk het, sê hy. Maar die prinses kan niks verduidelik nie. Sy moet stil bly. In die donker sel waarin hulle haar gegooi het, trap en spin sy die netels om die 11de hemp te maak. Om dagbreek kom die laksman haar haal. Die karretjie waarin hulle haar na die brandstapel bring, skud op die ongelyke pad, maar die prinses is van niks bewus nie. Sy werk nog aan die 11de hemp. En toe sy van die kar afgesleep word, druk sy die 11 hemde teen haar bors. Die laksman lei haar na die brandstapel. Die vuur word net aangesteek, toe vlerkebole klap. Die skare kyk verstom hoe 11 wilde swane oor hul koppe kring en om die brandstapel neerstrek. Een vir een gooi die prinses die hemde oor die swane se slanke nekke. Sodra die growwe groen kleed aan die wit vere raak, verander die swane weer in prinse. Die skare snak na asem en die prinses vertel die hele verhaal van haar stryd om haar broers te red. Toe tree die hertog na vore en maak haar kettings los. Spreek nou, prinses. Sal jy met my trou? Die prinses kyk na hom, neem sy hand en fluister. Ek sal. Die astrante snyertjie. Op 'n warm somermôre sit 'n snyertjie by die oop venster van sy winkel aan 'n hemp en werk. Hy is 'n doodgewone snyertjie en hy lei 'n doodgewone lewe, maar hy droom al ewig van roem en avontuur. Een dag, dink hy, gaan ek my merk in die wêreld maak. Die blote gedagte aan avontuur laat hom honger voel. Hy sny 'n stuk brood en smeer arbeikonfyt daarop. Na een groot hap van die brood, sit hy dit langs hom neer en gaan met sy werk voort. Kort daarna kom 'n swerm groot vliee deur die venster en pyl reg op die brood af. Voortsek, skree die snyertjie, neem die hemp en klap dit soos 'n sweep na hulle. Eensklaps lê 7 vliee op die vloer dood. Wat 'n prestasie, roep hy uit. 7 met 1 hou. Hiervan moet die wêreld hoor. Hy neem sy naald en gare en borduur die woorde 7 met 1 hou op sy lyfband uit. Uitstekend, sê hy. Nou gaan ek my fortuin maak. Toe pak hy 'n stuk brood, 'n homp kaas en 'n saggekookte eier in sy knapsak en begin stap. Na 'n entjie kom hy op 'n mossie af wat in 'n doringbos vassit. Hy bevry die voeltjie, sit dit in sy sak en gaan verder. Terwyl hy 'n paar uur later op 'n kronkelende bergpaadjie stap, sien hy skielik 'n reuse skoen voor hom. Toe hy opkyk, staan 'n skrikwekkende reus voor hom. Jy het in my vasgeloop, bulder die reus. Ek voel lus om jou plat te trap, jou ellendige klein niksie. Wel, reus, ek is jammer ek het in jou vasgeloop, sê die snyertjie. Maar jy moet ook nie jou groot voet aan my pad laat kom nie. En hy bly uitdagend met sy hande op sy heupe staan, sodat die reus die woorde op sy lyfband kan sien. 7 met 1 hou, lees die reus. Ek glo dit nie. Jy is dan so petiterig. Maar as jy regtig so sterk is, kyk of jy dit kan nadoen. En met die
raap hy 'n groot klip op en druk dit tussen sy hande saam tot sy kneukels kraak. Eindelik versplinter die klip. Die reus laat die splinters en stof ongeërg op die grond val. Maklik, sê die snyertjie en maak asof hy 'n klip soek. Maar toe die reus wegkyk, neem hy die eier uit sy sak en druk dit tussen sy vingers fyn dat die dooier so spat. Ag, sê die reus en maak asof hy niks daarvan dink nie. Ek weet jou, jy kan nie 'n klip so ver soos ek gooi nie. En hy tel nog 'n groot rots op en slinger dit by die berg af. Maklik, lag die snyertjie. Hy haal die voël uit sy sak en gooi dit in die lug. Al hoër en hoër vlieg dit, tot dit in die takke van 'n woud verdwyn. Die reus fluit bewonderend en nooi die snyertjie huis toe om sy reuse broers te kom ontmoet. Ons kan sommer 'n bietjie brandhout ook saamneem, sê hy, en pluk met sy kaal hande 'n massiewe eikeboom uit die grond. Help my 'n bietjie. Goed, reus, vat jy die stam, dan dra ek die takke. Maar, toe die reus die stam onder een arm het, spring die snyertjie in die takke. Hy laat die reus die hele boom tot by die ingang van sy spelonk in die berge dra. Ek gaan nou my kant neersit, roep die reus. Goed, ek sit die takke neer, sê die snyertjie en spring uit. Die reus en sy broers gee die snyertjie van die beste te ete en te drinke. Na die ete kry hy 'n groot bed om in te slaap. Maar die matras is so vol bulte dat hy nie in die slaap kan raak nie. Op die ou end staan hy op en gaan lê onder die bed op die vloer. Toe die klok middernag slaan, word die snyertjie skielik deur die geluid van die reuse se stemme gewek. 7 met 1 hou, ha, ons sal hom 7 met 1 hou gee. En met die woorde begin hulle woes met hul tamaai groot knuppels op die snyertjie se matras slaan. Waar hy onder die bed opgekrul lê, is die arme snyertjie te bang om 'n geluid te maak. Eindelik gaan die reuse weg en sy moed keer terug. Toe hulle in hul eie beddens lê en snork, stap hy soontoe, gooi die deur oop, sit sy hande op sy heupe en skree. Julle dog, julle kan my doodmaak, né? Ek wat 7 met 1 hou verpletter het. Die reuse skrik wakker. Toe hulle sien dat die snyertjie nog lewe, is hulle so bang dat hulle hals oor kop weghardloop. Hulle is ook nooit weer gewaar nie. Die mense van die omgewing is dankbaar bly dat die reuse weg is. Binnekort versprei gerugte oor die snyertjie se dapperheid deur die land. Selfs die koning hoor van hom. As hy 7 met 1 hou kan verpletter, dink die koning, dan kan hy mos maklik afrekening met daardie 2 glokke wat soveel moeilikheid in my groot woud maak. Bring hom hier, dan maak ek hom hoof van die leer. 3 dae later lei die snyertjie die koning se leer na die soem van die koning se woud. Toe trek hy sy baadjie uit, rol sy hemdsmoue op en stryk die woud alleen binne. Die 2 glokke lê in die middel van die woud onder 'n boom vas aan die slaap. Toe die snyertjie op hulle afkom, prop hy sy sakke vol klippe en klim in 'n tak bo hul koppe. Toe laat hy die swaarste klip op die grootste glok se bors val. Wie dink jy slaan jy? Brom die glok vir sy maat. Nooit aan jou geraak nie, gaap die ander glok en val dadelik weer in die slaap. Toe laat die snyertjie 'n klip op die tweede glok val. Hoekom gaan jy my te lyf? Kla die glok teenoor sy maat. Ek het nie aan jou geraak nie. Nou val nog 'n klip op die eerste glok. Woedend strampel hy oorent en trek die ander glok aan sy kruispanne op. Jy het my alweer geslaan, jou stomme ruk. Ek het jou nie geslaan nie, bouk die tweede glok. Natuurlik het jy, bulder die eerste. Hulle gaan soos besetenis te kere, raas en skel en swaai hul arms soos die wieke van windmeule in die ronde. Toe pluk die ene groot boom uit om as knippel te gebruik en die ander
gryp hom om die middellyf en sleep hom grond toe. Ver daarvandaan, net buite die woud, hoor die soldate die vreeslike gebrul en geblaas. Wat, dink hulle, sou van die dapper snyertjie geword het? Maar, toe die aand daal en die woud stil word, hoor hulle 'n helder stem roep. Julle kan maar nou nader kom, manne. Ek het klaar gespeel met die lawwe klokke van julle. En toe die soldate by hom kom, sien hulle dat die snyertjie triomfantlik met een voet op elke klok staan. Die snyertjie se roem versprei soos 'n veldbrand. Maar toe die koning die nuus hoor, word hy vir hom bang. Sê nou, hy wil my kroon hê, dink hy. Niemand sou hom kon keer nie. En hy besluit om die snyertjie na sy dood te stuur. Ek wil hê, jy moet die kwaai eenhoring gaan vang, wat so baie van my beste soldate doodgemaak het, sê hy. As jy dit lewend huis toe bring, sal ek vir jou die helfte van my koninkryk gee, en dan sal ek jou ook toelaat om met my dogter in die huwelik te tree. Alles in orde, u majesteit, alles in orde, sê die astrante snyertjie. Hy neem 'n byl en 'n lang stuk tou saam. Toe vertrek hy om die wrede eenhoring te probeer vang. Dit is skemer toe hy in die bos kom waar die gevaarlike eenhoring woon. Siekies sluip die snyertjie deur die kreupelhout. Eers kan hy niks sien nie, maar weldra kan hy die onheilspellende gekrap van groot hoewe op die grond hoor. En skielik verskyn die eenhoring voor hom. Met 'n aaklige gerunnik laat die ondier sy kop sak en begin op die snyertjie afstorm. Al nader en nader kom hy. Sy lang, skerp horing glinster in die laaste strale van die son. Op die laaste oomblik spring die astrante snyertjie op sy en die ondier se wrede horing deurboor 'n stewige boomstam. Daar steek dit so vas dat die eenhoring dit nie weer kan lostrek nie. Die woedende ondier span al sy kragte in om die horing los te ruk. Hy worstel vir meer as 'n uur, maar gee eintlik die stryd gewonne. Toe kap die snyertjie die hout om die monster se horing los, maak die tou om die dier se nek vas en lei dit stadig na die paleis terug. Die koning skrik om boeglam toe hy by die paleis se venster uitkyk en die vreesaanjaende eenhoring ewe rustig in sy binnehof sien staan. Maar hy skrik nog meer toe hy sien dat die snyertjie nie dood is nie. Nietemin, hy moet sy beloftes nakom. Hy gee vir die snyertjie die helfte van sy koninkryk en laat hom met sy dogter trou. In die loop van 7 jaar word 7 seuns vir die prinses gebore. En toe die ou koning sterf, word die astrante snyertjie heerser van die koninkryk. Dit het hy vir die res van sy lewe gebly. En niemand het hom ooit gepla nie. Die snyertjie se 7 seuns het almal hierdie liedjie gesing toe hulle klein was. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. En wat beteken dit? Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Al my eentjies swem in die dam. Köpfchen in das Wasser. Koppies in die water, Schwänzchen in die Höhe. stertjies in die lug. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe.